in die lewe. As mense vir my vrou gaan dit met my sê ek is getroud, is dit 'n antwoord. Ek weet of ek gelukkig getroud is, dis nie. Ek moet net sê vir ons is nou wat 33 jaar getroud my vrou, waarvan ek 3 jaar gelukkig was. Prys die Here vir dit, né? Jong. Die eerste 3 jaar doodreg. Daarna is ek net getroud. Ek sê nou, ek gaan na deur die douane by die lughawe en die mense wat daar staan wat jou tas deursoek en goed en ek sê vir hulle, man, julle moet lag. Julle moet smile. Hy sê, hoekom moet hy reden om smile? Ek sê, weet jy, ek wil net vir jou een ding sê. Onthou, ek is getroud. Toe ek ongetroud was, het ek baie geld gehad, min probleme. Nou het ek baie probleme, min geld vanaf ek getroud is. Baie dankie, hoor nou daai jong man, maar jy moet luister. Hoor die man wat wil een van die daar wil trou. Jo. Mense so ouder gewoonte, hou ek dan van my vraagie te vra. En hier is vir my baie mooi vraag. Wanneer iemand kom vanoggend en hy sê, ek is in die boek Rigters. Ek sê, halleluja. So jy gaan presies die antwoord weet, as ek hierdie vraag vra, né? Nou, wie ken Abimelech in Rigters? Wat het Abimelech gedoen? Hy het sy broers kom vermoor, 70 van hulle, behalwe een. En daardie een het toe weggekruip en aan die einde van die moord het hy op die bergtop gestaan en hy het 'n profesie uitgespreek. Wat is daai persoon se naam? Jy moet nie nou in jou Bybel kyk. Kyk hoe gooi jy daai Bybel om te kan kyk in Rigters of hy iets gaan kry. Jotam. Die enigste van die 70 broers wat dit oorleef het. En hy het 'n mooi profesie oor die vyeboom daar uitgehaal en oor die bergtoppe wat 'n baie dieper betekenis later het genaamd Jesus, né? Nou ek wil vanoggend gesels oor iets wat my na in die hart lê. En iets waaroor alles vir my gaan in die geloof. Alles. En ek dink die mooiste gedeelte om dit te kan opsom word in Efesiërs 4 vir my gegee. En dit gaan oor eenheid. Want jy sien, in eenheid in God is daar krag. Maar wanneer ons in so verdeeldheid is, kan die krag van God nie funksioneer nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis iets wat Satan so mooi reggekry het. Hy bring verdeeldheid. Hy bring verdeeldheid tussen man en vrou, hy bring verdeeldheid in die huishouding, hy bring verdeeldheid in kerke, hy bring verdeeldheid oral. En hy sit agter in sy gemakstoel en smaal hoe kinders van God besig is om mekaar te vernietig. Weet julle dit? Ons stap hier in met 'n verkeerde gesindheid. Ek kom hier om te kom kyk wie hy is en hoe hy aangetrek is. Sien julle vandag? Ek het nie my das en my soet aan nie. Is ek net bang? Baie dankie. Baie dankie. Maar ek het, hy hang daar. Die een wat my pa vir my nog gegee het, hy hang, ek het hom nou die dag gaan. Ek maak ook soos Hendrik raak streamline. Karen, dis nie baie mooi daai nie, ons sal nou praat oor eenheid hoor. Ons moet uit een stem hier praat. Hier moes uit eenheid gesê, Jesus pastoor, ons sien jy verloor baie gewig, is nie hongerpyn en my vrou gee my nie kos nie. En ons praat dan net oor eenheid en liefde in die kerk en kyk hoe gaan dit. Sien julle wat ek bedoel? En kom ons lees bietjie Efesiërs 4. En ek wil hê elke persoon met hierdie gedeelte op 'n herhaaldelike basis lees en vir jouself vra, lewe ek volgens Efesiërs 4? Lewe ek volgens dit? Kom ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 1. En ek gaan ongelukkig 'n lang gedeelte lees van tot op vers 16, want ek wil nie een gedeelte hier uithaal nie. En dit is baie belangrik. Hy sê, en hier skryf Paulus is in gevangenskap, terwyl hy die brief aan Efesiërs skryf. Hoekom? Want jy sien, daar is verdeeldheid in die gemeente van Efesiërs. Daarom skryf hy dit met 'n doelgerigtheid, om te sê, mense, ons kan nie meer redeneer en debatteer oor aspekte nie. Daar moet eenheid wees, en daardie eenheid se naam is Christus Jesus. En hy skryf dit vir ons so mooi. Hy sê, daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here gevange is,
om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Waarvoor is ek en jy geroep? Almal van ons. Om die evangelie te verkondig. Wat is die evangelie? God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Nie 'n ideologie of 'n dogmatiese stelling nie. Jesus Christus. Hy kom in Johannes 14 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die eenheid vir my en jou. Kom ons lees verder. Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra. Hy mense, is dit wat die kerk vandag is? Is daar nog nederigheid onder ons? Is daar nog saggeaardheid wanneer ons met iemand praat? Is daar nog geduld met mekaar? Ek wil vandag vir sien, nee, daar is nie. As ek kyk hoe baie mense mekaar hanteer, met ongeduld, ons jak mekaar af. Ons kan nie met mekaar in liefde net in hierdie gebou saam vergader nie. Ons kan nie eers by 'n groot groepseenheid van kerke mekaar in liefde, nederigheid en geduld verdra nie. Want dit gaan mos oor, is ek NG, is ek protestant, is ek dit? Dis nie eenheid nie. Wanneer ons by mekaar kom, is daar net een, en is Jesus. Dit gaan nie oor wie of wat jou siening is nie, gaan oor waarvoor jou hart roep. En my hart roep Jesus. En dis wat ek in die wêreld wil bekendstel. Jesus. Ek wil nie jou in 'n gemeente kom bekendstel nie. Ek wil nie vertel van 'n gemeente nie. Ek wil nie vertel van my huishouding. Julle almal weet ek is getroud en het probleme. Ek wil julle van dit vertel nie. Ek wil julle kom vertel van die liefde van God die Vader. Ken jy hom? Geliefde, ek vra jou, ken jy God die Vader? Ken jy hom werklik? Ken jy Jesus? Ken jy die Heilige Gees? Ek het nou die dag met iemand gepraat, toe vra hy nou maar, is die Heilige Gees 'n persoon of 'n gees? Ek sê, shame, jammer, jy ken hom nie. Wie, hoekom? Want ons praat nie meer om hom nie. Ons gee nie meer lering oor hom nie. Hy wil ons in sy tydperk leef. En is die hartseer. Ons hou met ander dinge besig, maar behalwe oor God. My vrou sit net bietjie harder daar. Ek wil nie vandag op die mense skree nie. Ek skree genoeg op julle en die honde. So vandag is nie jou kop so skud nie, my kind. Sies man. Nou beaam jy dit. Jene. En julle daarop toelê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Lees mooi wat vers 3 sê. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Ek sien dit nie meer in die kind van God nie. Ek sien dit nie. Hele rukkie terug verlede jaar was Dani Botha. Onthou julle Dani Botha? En die ding wat Dani Botha gesê het, en ons is by 'n manne biduur en ek sê vir die mense daar, weet jy wat? Satan smile. Want ons as Christene so besig om mekaar nou te vernietig. Deur is dit nie. En hoe groot leraars, groot predikante, ek wil jou sien nie Christelik opgetree het nie. En my woorde na die manne bidgroep, want ek het stil gebrei toe die manne aangaan, en hulle vra, wil jy nie iets sê nie? Ek sê, weet jy wat? Ongeag of daar nie reg of verkeerd is, vir my gaan dit wees, as hy om verskoning gaan kom vra, vergifnis gaan vra, wie gaan dit aanvaar? Of gaan ons aanhou? Of gaan ons aanhou klippe gooi? Of PPK reg is, of die NG reg is, of wat dit is, sê die Here vir ons, hy sê, bewaar die eenheid van die Gees. Wat is die eenheid van die Gees?
Christus Jesus. Ek wil jou nie van lering kom vertel nie, ek wil jou kom vertel van Jesus. Ek wil jou kom vertel van die Here. Ek wil vir jou kom vertel van wat hy in die kruis vir ons kom doen het. En as ek jou van dit vertel, en ek praat oor Jesus, en almal praat oor Jesus, elke kerk se hart moet Jesus wees, sê ek nou vir jou, daar gaan eenheid wees. Daar gaan vrede wees, daar gaan liefde wees. Waarom is ons hier? Vir Christus Jesus. Nie of jy PPK en of jy AGS en of jy NG is nie. Jy's hier want jy's lief vir God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is dit nie wat die eenheid bring nie? Is dit nie wat ons moet verkondig nie? Is dit nie wat ons harte vandag moet uitskree nie? Wanneer ons harte begin Jesus verkondig, gaan probleme minder word in die wêreld. Dan kom daar die vrede, waar ek en jy by mekaar kan sit, en ons kan in vrede en liefde oor verskille gesels, sonder om mekaar af te kraak en af te breek. Ek sien nou weer in die laaste ruk weer op die social media, hoe kon ons mekaar afbreek as Christene? En wie wat doen die ongelowige? Hy staan een kant, en hy sê, ek wil 'n kind van God wees, as julle so aangaan nie. Ek wil 'n kind van God wees nie. Hoekom moet ek 'n kind van God wees as julle mekaar so vernietig? Maar wanneer ons God die Vader, die Seun en die Heilige Gees spreek en leef, is daar eenheid. Is daar liefde. Hy sê verder, deur die band van vrede, een liggaam. Hoor gou vir my, een liggaam. En hy sê verder, en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Wie het ons geroep tot ons roeping? Christus Jesus, die laaste opdrag. As jy nie weet waar hy staan, ek kom sien my na die tyd, ek sal vir jou gee. Ons is geroep tot een roeping, om die evangelie te verkondig. Die evangelie, nie 'n siening nie. En daardie evangelie is Jesus. Wat het Paulus kom verdedig? Jesus. Wat het die apostels kom verdedig? Jesus. Ek en Mario sit in hierdie week weer in 'n gesprek, en ek hou daarvan om duiwelsadvokaat te speel. Hy kan jou vertel, kyk, kan hy vir my kwaad word. En hy is daar met iets besig, en ek sê vir hom net dit, bewys dit. Bewys. En hier slat hy, en hy probeer, en ek sê, nee, bewys. En die arme man het daar en daar sieningsgoed, ek sê, bewys. En alles het gegaan vir my net oor een ding, oor Jesus. En wie waar het ons gepraat, bewys vir my Jesus Christus, en het die doodheid opgestaan. Bewys dit. Dis wat ons moet preek. Dit is wat ons moet kan bewys. Dit is wat ons moet kan verkondig, want is die fundament van alles. Dis wat Paulus gedoen is, dis wat Petrus gedoen het, dis wat die apostels gedoen het. Maar kan ons dit vandag doen? Antwoord is nee. Ons het verder gegaan, en ek sê vir hom, praat oor God, die Vader, wie is hy? Gee my sy name, sy betekenisse, gee my sy karaktereienskappe, gee my sy wil, sy ontoelaatbare wil, sy toelaatbare wil. Die hartseer is, ons ken dit nie. Is dit nie waaroor ons moet praat nie? Is dit nie wat ons moet leer nie? Want dit bewerkstellig eenheid. Een God, een Vader van almal. Een God, een Vader van almal. Wat oor almal en deur almal en almal in almal is. Vraag, is hy in almal? Skree ons harte nog dit? Of is ons harte van verdeeldheid? Waar is ons volgende? Maar aan elkeen maar elkeen van ons 'n genadegawe geskenk is, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo,
het hy kruisgevangenes weggevoer en hy het gawes aan die mens gegee. Hy het opgevaar. Waarop anders dui dit as dat hy eers neergedaal het na die laer deel van die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo aan die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Hy het alles wat oor hom gesê is in die Ou Testament tot vervulling gebring. En ek en Mario praat en ek sê vir hom, gee my van die profesieë oor Jesus in die Ou Testament. Want dis deel om te kan bewys die uniekheid van die Bybel. Dis deel om te kan bewys die waarheid van die evangelie. Ons kan nie. Maar ons wil stry, is die kleindoop, die groot doop of wat ewe reg. Maar die kernwaardes ken ons nie. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. Om die liggaam van Christus op te bou. Wat doen ons tans? Ons breek die liggame af. Hoekom? Oorsieningsverskille. Is die reg? Is die reg? Is daai gemeente reg? En voor dit sê die Here, daar's een evangelie, daar's een geloof, daar's een in alles. Maar is daar eenheid onder die kind van God hier? Of jy nou 'n katoliek is, of jy nou 'n apostel is, of whatever jy is. Ons moet Jesus preek. Dis nie wat ons doen nie. Ons lewe in so groot verdeeldheid oor wie hy is. En hy sê, om die liggaam van Christus op te bou. Ons doen dit nie meer nie. Totdat ons almal tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgegroeide gestalte van die volheid van Christus. En wie is die kennis? In Christus Jesus. Waar is die kennis? In die Bybel. Is dit nie wat ons moet begin preek nie? Ek dink nie mense ken die ware Jesus nie. As jy eendag by my kom en gee ek jou 'n boek waar daar staan geskryf, is net so dik, sal die ware Jesus opstaan. Dis nie die Jesus wat nou verkondig word nie. Maar elkeen het sy eie siening oor Jesus. Wie waant moet jy die ware Jesus? Ek wil hom vir jou gaan wys. In die woord. In die woord. En as jy die ware Jesus ontmoet, sal jy in eenheid met almal wees. Want hy het net een liefde. Niks anders nie. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Is dit nie waar in die kerk vandag is nie? Is dit dalk waar die kind van God is nie? Want hy weet nie meer wat reg en verkeerd is nie. Hoekom? As gevolg van die 20.000 lerings wat daar uit is. Is dit nie so nie? Dink jy ons moet weer fokus op wat Paulus, Petrus, die apostels gefokus het nie? Jesus Christus het gefokus op wie? In sy hele bediening, op God die Vader, eerste. Ons doen dit nie meer nie. Ons fokus is om my siening af te doen. En dis nie wat die woord hier vir my sê nie. En dis 'n vermaaning van Paulus, want Paulus het dit gesien plaasvind in die gemeente van Efesiërs, daarom het hy dit geskryf en gewaarsku. En dit vind nog steeds plaas.
Hy sê vers 15, maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, aan wat hou jy vas aan 'n mens? En 'n mens se siening, of hou jy aan God vas? Waarin hou jy vas? Ek hou vas aan Jesus. Wat verkondig ek? God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Baie van julle, toe julle my leer ken het ek vir julle gesê, weet wat is my dogma? Die Bybel. Ek het nie 'n ander dogma nie. En dit is gebaseer op die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is Jesus. Hier skryf Paulus dit, wat het in daardie kerke al plaasgevind. Maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof. Waarna groei ons? Waarna groei ons, mense? Na die wêreld of na hom? Waarna groei ons? En hier is 'n belangrike stuk, en dit is 'n groot vermaaning wat Paulus geskryf het aan die Efesiërs, en ek wil vandag vir jou sê, ons is dieper in dit. Ons is dieper in dit, want elkeen het 'n opinie. Elkeen gooi dit daar buite. Elkeen bring die verwarring. Maar wanneer ons God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees leer, bedien ons die waarheid. Dis waarvoor ons moet gaan. Ons het nou 'n liedjie gesing, om te wil wees soos Jesus. Is dit wat ons werklik doen? Die antwoord vanoggend is nee. Nee. Vers 16. Uit wie die hele liggaam harmonies saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, deur groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. En wat? Liefde. Wanneer ons mekaar so aanval, afbreek, oor kerksmure gaan, doen ons dit in liefde? Antwoord is nee. Ons doen dit om ons eie egos te wil streel. Ek het, en julle ken my hart, ek het al baie gesê, nie na my luister nie. Ek is 'n mens. Hou jou oë altyd gefokus op wie? God. Laat die God die naprediker van alles wees. Gaan ondersoek die woord. Gaan ondersoek jou lewe. Maak seker dat wanneer jy iets doen, dit is tot opbou van die liggaam. Stig die liggaam. Ek wil vandag vir jou 'n fundamentele beginsel gee. Jy kan nou maar met my saamstem of nie, oor die eenheid. Almal van ons is deur God geskape. Dis eenheid. Almal wat hier sit. Almal. Of jy nou 'n Jood is, of jy Griek is, of jy nou Amerikaner is, of wie jy is. Almal is deur God geskape. Die natuur, die universe, alles is deur God geskape. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, die skepping is so in lyn en eenheid, maar die enigste een wat uit is sy kroonskepping, die mens. Die mens. Ons almal dien dieselfde God. Is dit? Nee. Antwoord is nee. Maar daar is net een ware God wat gedien moet word. God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dis die ware God van Jakob. Dis die ware God van Abraham. Dis die ware God waarvan ons in Genesis 1 lees. Dis die Skepper. Die heelal getuig net van een God. Die natuur getuig net van een God.
Waar kom die mens? Wie hulle sê die Hindoe geloof het oor, ek dink 100 en iets duisend gode wat hulle aanbid. Maar as net een ware God, waarvan die skepping getuig, waarvan die natuur getuig, en is God die Vader. Ons almal is deur God ontwerp vir 'n doel op hierdie aarde. Weet jy dit? Een doel. En ons doen dit nie. En daardie doel word in Matteus 28 vers 19 vir jou gegee. Om te leef tot eer en verheerliking van God die Vader deur Christus Jesus, deur die ware evangelie te verkondig, volgens sy woord. Hy gee vir ons almal dieselfde opdrag. Ek het nie 'n ander opdrag as jy nie. Wat is die groot opdrag? Wat is die groot opdrag? Aan wie gegee? Aan almal. Hoeveel disippels het ons gemaak? Ek kan vir jou sê hoeveel mense ons weggehou het van die geloof as gevolg van dogmatiese onderlinge verskille wat geen waarde dra. Ons beklei tog so onder mekaar of ek reg of verkeerd is my interpretasie reg? Maar wanneer ons God die Vader, Christus Jesus en Heilige Gees praat, kan ons nie fouteer nie. Daar is net een van hulle. Niemand anders nie. Ons moet wyse gesinne bou tot eer van God. Almal van ons, toe jy die dag jou priesterskap as vader ontvang het, toe daar 'n kind deur die genade en die liefde van Jesus Christus in jou huis gebore is daar opdrag in jou gegee. Leer hom, wees die priester in die hoof van jou huis. Vrou, jy is die hartklop van Jesus in daardie huis. Liefde. Ek sien dit nie meer in die huishouding nie. Ek sien nie meer hierdie eenheid nie. Ek sien nie meer hierdie een doel nie. Wat ek sien is hierdie verdeeldheid en Satan sit in die comfort chair en is smile vir die Christene. Want ons vernietig onsself. Want ons verkondig nie meer eenheid nie. Ons verkondig meer een evangelie nie. Ons verkondig meer een God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Daar's mense wat sê, is hy een, is hy nie een nie. Is hulle drie, is hulle nie drie nie. Ek dink as jy die woord ondersoek, is die woord baie duidelik. God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dis nie debatteerbaar nie. Waarom is eenheid vir God belangrik? Dit weerspieël die wese wat God is. Dit weerspieël wie hy is. Wie weerspieël ons? Wie weerspieël ons? Wat weerspieël jy vandag? Eenheid of liefde? Wat doen ons? Die eenheid van gelowiges se doel is om die eenheid binne die drie eenheid te weerspieël. Ek sien dit nie meer nie. Ek sien dit nie in kerke nie. Ek sien dit nie in huishoudings nie. Ek sien dit nie in die individu nie. Ek sien dit nie meer in die persoon nie. Ons weerspieël nie dit nie. Ons weerspieël die wêreld. Dis 'n bewys aan die wêreld dat Jesus Christus voortleef. Ons het Hemelvaart herdenk, die 14de. Dis 'n bewys dat Jesus Christus leef. Dis 'n bewys dat Jesus Christus opgevaar het. Dis 'n bewys dat alle mag, alle gesag, alle autoriteit aan Christus Jesus gegee is. Dit is 'n weerspieëling van God die Vader se belofte. Maar weerspieël ons dit? Weerspieël die kerk dit? Of weerspieël ons verdeeldheid?
God die Vader, die Seun en die Heilige Gees praat uit een hart. Liefde. Verdeeldheid gee die wêreld 'n rede om die boodskap te verwerp. Is dit mooi wat ek vandag vir jou sê? Ideologie, dogmatiek, eie wys, eie sienings, gee die wêreld die rede om die geloof te verwerp. Daarom kan mense buitekant ontstaan, ander gelowe en sê, ons wil nie soos julle wees, as julle selfvernietigend optree nie. Ek wil nie 'n kind van God wees, as dit is, hoe julle mekaar vernietig nie. Kan ons nie maar weer terugkeer, na waaroor die evangelie gaan nie. Kan ons nie maar weer terugkeer, na ons eerste liefde nie. Kan ons nie maar weer terugkeer, om die ware God die Vader, die Seun Christus Jesus, en die Heilige Gees, aan die wêreld te openbaar nie. Is dit nie wat ons moet doen nie? Is dit nie waaroor eenheid gaan nie? Is dit nie waaroor liefde gaan nie? Die doel van die evangelie, Efesiërs 2 vers 14 tot 16, Christus het ons albei een gemaak, en in sy vlees die muur van vyandsigheid afgebreek. Die kruis het ons nie net met God versoen nie, dit versoen Jood, nie Jood, slaaf en vry, man en vrou in een liggaam. Is dit nie wat ons moet verkondig nie? Is dit nie waar het gaan nie? Weet wat is die dood van eenheid vir die kerk? Leerstellings, dwaling, Galasiërs 1 vers 6 tot 9, jy kan dit gaan lees. 'n ander evangelie vernietig eenheid, omdat dit die evangelie self vernietig. Hier skryf Paulus dit aan die gemeente van die Galasiërs. Hy sê, julle is besig om 'n ander evangelie te verkondig. Daar kan net een evangelie wees. Is dit nie wat ons nou in die wêreld doen nie? Gaan kyk maar op die internet. Gaan kyk maar op hierdie goed. Ons is so besig om ons eie geleerdheid te streel, ons eie sienings te streel, dat ons vergeet, daar's net een doel. Trots, die eie ek. Onberoude sonde. Sonde wat ons nie gaan bely het nie. Skinder en laster. Wie was die dood van die evangelie? Skinder en laster. Wow, is dit nie wat in 'n gemeente plaasvind nie? En ek praat eerlik vandag, ek praat uit my hart uit. Is dit nie wat ons vernietig nie? Ons eie hardkoppigheid. Ons skindertonge. Spreek mekaar af. Ons sê mekaar sleg. Dis nie die kerk en die liggaam van Christus wat jou seer gemaak het nie. Ek wil dit net vandag vir jou sê. Want baie mense kom ons die kerk het my seer gemaak. Ek sien nie dat die gebou jou met 'n baksteen gegooi het nie. Regtig. Ek sien dit nie. Nêrens. Maar ek sien mense wat mekaar beskinder en seer maak. Nie die liggaam van Christus nie. Nie die liggaam. Kom ons hou verskoning soek om nie kerk toe te gaan nie. Ons stel te veel ons vertroue in 'n mens. En ek het vir julle gesê, ek is 'n mens. Sit jou vertroue in God. Die kerk maak nie seer nie, hy gooi nie bakstene nie. Dis die mens, en die mense skinder en laster onder mekaar. En dan het ons 'n mooi voorbeeld gekry. Ek kom nie meer kerk toe nie, want die kerk het my seer gemaak. As die gemeente hier met 'n baksteen gegooi het, kom sit 'n siviele eis teen die gemeente in. Maar die mens is die een wat die ander seer maak. Moenie die liggaam van Christus die skuld gee vir iets wat hy nie gedoen het nie. Wat jy se verskoning wil gebruik
om nie jou plig teenoor God na te kom nie. Die kerk het dit nie gedoen nie. Ek wil vandag vir jou sê, wil jy regtig mense sien wat seer gekry het in die kerk, gaan na 'n leraar toe. Gaan na 'n leraar toe. Hendrie sal vir jou kan sê, kom na 'n leraar toe. Maar hy is elke dag, elke Sondag daar. Hoekom? Want ek het 'n passie en 'n liefde van God, om aan jou God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees bekend te stel. Ek gebruik nie my seer kry om nie kerk toe te wil kom nie. Ek gebruik dit juis om julle te vertel van die liefde van God wat ons elke dag deurdra. Dis waar ek wil praat. Dis wat ek vir jou wil sê. Ek wil afsluit met dit. God se hart begeer eenheid, omdat dit die evangelie van waarheid is. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. God se hart begeer eenheid, omdat dit die ware evangelie is. Jesus het gesterf om een nuwe mensdom uit 'n verdeelde menslike geslag te maak. Was daar verdeeldheid in die Ou Testament? En hier kom Jesus, en die heel eerste met wie hy praat, dis 'n Samaritaanse vrou, en hy sê, kom drink van my, ek gee die ware water. Wanneer gelowiges in waarheid en uit liefde verenig is dit 'n sigbare teken dat die koninkryk gekom het. Ek wil met dit afsluit. Wanneer gelowiges in waarheid en in liefde verenig, is dit 'n sigbare teken dat die koninkryk van God gekom het. Mag dit in elkeen se hart wees. Kom ons los die wêreld. Kom ons los die onderlinge geskille tussen mekaar. Kom ons maak reg met mekaar. As jy vandag kwaad is vir my, kom, ek vra om vergifnis. As ek my hare 30 jaar nog dieselfde kam en jy like dit nie, vra ek om vergifnis. Maar kom ons los hierdie onderlinge dinge. En ons fokus op een ding. God die Vader, Christus Jesus en die Heilige Gees. Sodat die waarheid in ons kan wees en ons in eenheid tot God kan nader. Amen. Ek vra my musikante kom vir my vorentoe. En hulle het nou vir my liedjie gespeel en dis 'n liedjie wat baie naby my hart is. Een van die mooiste seker. Om te wil wees soos Jesus, so rein, so suiwer, so sag, so steur. Is dit nie ons wil wees nie? Is dit jou innerlike begeerte vanoggend om te wil wees soos Jesus? Kom ons sing dit vanoggend as 'n slotgebed. Kom ons sing dit vanoggend. Daar waar jy staan, jy kan sit, jy kan doen net wat jy wil. Maar kom ons kom vanoggend en ons word een in gees om te sê, Here, kom skep in my 'n rein en suiwer hart. O Here, moet nie u gees vir my af wegvat nie. Here, ek wil wees soos u. Mag elke huisgesin wil wees soos hy. Mag elke individu, elke kind wil wees soos hy. Mag elke gemeente in Suid-Afrika, in die wêreld, wil wees soos Jesus. Ek wil jou niks anders vandag gee nie. Ek wil niks anders vandag verkondig nie. Ek wil net een verkondig. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die weg, die waarheid en die lewe en die ware evangelie. Niks anders nie. Amen. Kom ons sing 'n liedjie. Kom ons staan en dan sing ons